alles eenvoudig. Alles eenvoudig. Soveel so dat die vergelijking word getref tussen God en mens as die van die bruidegom en sy bruid en ons as kerk, as liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Die intimiteit daarvan, soos tussen 'n man en 'n vrou. Dis die Here se plan vir ons. Dis hoe lief vir ons het, hoe hoog ons ag. Nou, man en vrou se verhouding is baie nog 'n bietjie klapperig. Want ons is altyd mense en ons maak foute. Was hierdie week my en Alida se huweliksherdenking. Ons is al langer getroud as ons kinders oud is. En ons het gevrou, ons is lief vir mekaar, ons leef saam, sy is deel van my, nee, dat sy nie fout maak nie, sy vang goed aan. Ons het bo die ketel 'n kas, met 2 houers in, sulke glashouers met deksels, waar rooibos tee en regte tee, is daar. Sy sal baie keer, daai deksels nie terugsit nie. Ek sê dit. Ek maak die kas oop, en as daai deksel is nie oop, sy het dit net daar neergesit onder op die rakie. Kom ek sê vir julle nie, wat sy ook doen. As die tee klaar is, dan gaan as sy gaan tee haal, kom ons in so blink sakkie dingetjie. Sy maak hom oop en gooi sy daai tee daarin. Sonder om hulle mekaar uit te haal, dit is 2-2 verpak. Almal weet, jy is veronderstel om hy te vat, jy haal 3 op 'n slag, skeer jy af, gooi 3 op 'n slag, gooi, dat hulle almal, want as jy daar kom en jy haal tee uit, jy haal die deksel af, jy haal die, nou het jy 2 sakkies hierso. Dit kan, nou moet jy iets neersit om hierdie, nee. Okay. Maar ons is saam. Nou kom die Here en hy sê, sy verhouding met ons is soos 'n bruidegom en 'n bruid. En kom ek wys julle vanoggend iets wat, as jy dit vat, dan verander dit jou hele lewe. Johannes 14 vers 17 praat Jesus met sy disippels. Hy sê, die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, hoor nou, en in julle sal wees. Die Gees van Vader, die Gees van Jesus, Heilige Gees, sal in jou wees. Ons gaan 'n bietjie terug, heel aan die begin. Gee die Here 'n opdrag vir Moses en hy gee nogal detail oor hoe dit moet gebeur. Maar onder andere in die Heilige, hierdie voorhof, dan die Heilige en die Allerheiligste. In die Heilige is hierdie tafel met toonbrode. Hoekom? Brood speel 'n geweldig belangrike rol in die skrif, wat ons soms miskyk, omdat ons nie Jode is. Met die toonbrode is letterlik 'n opdrag van die Here. Dis 1 brood vir elke stam wat op hierdie toonbrode is. Eksodus 25 vers 30 sê, sit toonbrode op die tafel, dit moet altyd daar voor my in my teenwoordigheid wees. Altyd voor my in my teenwoordigheid. Dit word genoem the bread of the presence. Die Hebreëus is lechem hapanim. Lechem is brood. Jesus word gebore in Bethlehem, huis van brood. Bet en panim is aangesig of gesig. So dis brood van die aangesig van die teenwoordigheid. Dis waar dit gaan. So die Here gee opdrag, hy sê, hierdie moet altyd voor my wees. Dis die tent van ontmoeting, dis die tabernakel. Hy sê, hierdie verhouding is so intens, dat jy altyd voor my oë is. Israel moet altyd voor my oë wees. Psalm 23 as Dawid skryf, en hy sê, u dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. Wat beteken dit? Wat sien jy in jou kop?
Jy is daar besig om op jou af te storm, hier sit jy en jy is besig hier met spin en chips die tafel. Hoe sien jy dit? Dis waar dit gaan. Het slaan terug na daai opdrag van die Here. Van die tafel met die brode van die teenwoordigheid van die Here. Heeltyd voor my. Soos Dawid dit skryf, dan sê hy, selfs as ek aangeval word, dan is ek in die Here se teenwoordigheid. Ons voel baie keer nie so nie, want ons sien die aanval. Johannes 6 vers 35, Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. En het slaan terug na hierdie. Ons lees dit in ons dinge, ja, wel brood, en ons dink aan die vermeerdering van die brood, en wat ook al maar. As jy binne die konteks van hierdie ons kultuur daarna kyk, dan is dit dus kragtig. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Die brood, bread of the presence, die brood van die teenwoordigheid van God. Is nie almal wat van my eet, word verbind met Vader. As jy nie van my eet en van my bloed drink nie, dan het jy geen deel aan my. Ons gaan vanoggend nagmaal dink daar. As Jesus dit sê, hoekom hierdie elemente? Hoekom brood en wyn? Daar kon iets anders gewees het. Die Here kon 'n ander sakrament ingestel het. Wat is dit doen? Want dit is 'n goue lyn wat deurloop. Nou 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon? Die Gees van God woon binne in jou. God self is binne in jou. Galasiërs 2 vers 20. Dit sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef ek in geloof, die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee. Christus leef in my. Romeine 8 vers 10. Omdat Christus in julle is julle liggame as gevolg van die sonde wel dood. Julle gees is egter lewendig, omdat julle regverdig verklaar is deur God. Christus in julle. God, die Skepper, sê, hy sê lief vir jou, dat die hele tyd in jou wil wees, by jou wil wees. Paulus en Silas het in tronk gesê, hoe kry hulle dit weg? Christus in hulle. So selfs in die haglike omstandighede, in die slegte plek wat hulle is hulle so bewus van God se teenwoordigheid, dat hulle hom aanbid. Is hierdie is lewensveranderend, as jy dit kan hoor. Die teenwoordigheid van God, maak nie saak wat aangaan nie, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar jy is, wat skeef loop nie. God is in jou. God in jou. Dis hoekom Jesus in die storm op die boot kan alleen slaap. Maar die storm pla hom nie. Want die Vader is in hom. Hy weet, maak nie saak wat gebeur nie. God is daar. En dan lyk dit vir ons, uit ons perspektief of dinge jou gaan oorweldig en of dit oor jou gaan spoel en dis net te erg en jy het nie geld en jy kan nie jou rekening betaal nie en dan is jy siek en die dokter sê jy gaan nog sieker word en hierdie is ongeneeslik. Dit verander nie aan God in jou. En hy sal magtig. Ek lees nou verlede week hierdie en ek besef net, ek het dit Johannes 16 vers 32 praat Jesus met die disciples, dis die aand dat hulle nou saam Pasga gehou het en dit is nou voordat hy verraai word. En sê, kyk daar kom 'n tyd, dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, hoor nou,
Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. En dan betaal hy die prys, die grootste prys. En hy hang in die kruis, teen 3 het Jesus uitgeroep. My God, waarom het jy my verlaat? Hy vat dit, dat die Vader hom verlaat, vat hy op hom, sodat jy nooit deur Vader verlaat word. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jy oorkom nie, maak nie saak nie. God is in jou. God is in jou. Jesus died for you. As a result, He has brought you into the very presence of God. And you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Jesus het betaal. Dit is afgehandel. Dit is klaar. Het gaan nie oor jou heiligheid nie. Het gaan nie oor hoe goed jy is en jou goeie werke en hoeveel versies jy kan opsê. Het gaan nie daaroor nie. Jesus het dit klaar gedoen. Het is afgehandel. En die oomblik wat ek het begryp, die oomblik wat ek weet, wat ek kan snap, God is by my, hy is in my. Dan verander dit alles. Hoe beter jy genade verstaan, hoe makliker gaan heilige maak in jou lewe gebeur. Want hy is by jou. Hy is in jou. God in jou. Psalm 46 vers 10, raak stil, weet dat ek God is. Ongelukkig, ons is so besig, ons lewens is so gejaag, ons is nie tyd om stil te raak. En hier stil beteken, to obey, to cease, to draw toward evening, to forsake, to idle, to leave, let alone, be slack, stay, be still. Klats uit. En weet nie, God, hy is by jou. Hy is in jou. Hy is nie los. God is liefde. Hy het nie liefde nie, hy is liefde. En as hy in 1 Korintiërs 13 oor liefde skryf, dan sê hy liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, verwyd nie, hou nie ook vir die kwaad nie. Dis God wat in jou is. Hy sê nie los. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy sê jou nie los nie. Toe Adam en Eva aanjaag, die Here kom nie en hy sê, Adam, wat het jy gedoen nie? Hy sê, Adam, waar is jy? Waar is jy? Ek wil jou hê, waar is jy? Ons kyk na werke, ons kyk na prestasie. Die Here doen dit nie. Hy kyk na verhouding. Hy wil by jou wees. Ja, Adam, wat het jy gedoen nie? Waar is jy? Is jy bewus van die Skepper in jou woon? Gaan oor jou hart nie oor vermoëns nie. En daar is soveel skrifte, wat die Here sê, gaan lees in Psalms, hy sê, hy het nie 'n behaag in brandoffer en slagoffer. Hy het 'n behaag in verhouding. Hy soek jou, hy soek jou hart. Hy soek jou. As jy voor hom kan staan, sê, Here, ek waardeer nie, ek kan bid nie. Ek wil die beter ken. Dankie. Dis waaroor dit gaan. Dis die koninkryk. Om te rus in hom, nie te presteer nie. Dis klaar, dis klaar gedoen. Jesus het klaar die prys te betaal. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy kan dit net vat. Sê, dankie Here. Dankie. God het jou. En ja, ons gaan deur moeilike tye. En hy waarsku ons, Jesus self waarsku ons. En Johannes, hy sê nie die wêreld se verdrukking nie. Dinge sal skeef loop. Goed sal gebeur. Die weer sal jy moet uitslaan. Dit gebeur.
Dit verander nie. Aan God by my. As hy in Romeine skryf, en hy sê, niks kan ons skei van die liefde van God, dan is juist dit, nie hoogte of diepte of engel of demone of moeilikheid of drama of enigiets, kan jou skei van God en sy liefde nie, want hy is binne in jou. God is in jou. Hy sê nie los. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in bekering en rustigheid lê julle redding, in kalmte en vertroue lê julle krag. Net 'n bewustheid van God in jou. Nie omdat jy goed is nie omdat jy iets aangevang het nie, onbetaal het of iets bereik het nie, net omdat jy lief het. God het jou gegryp en hy het jou lief. Nog voor jy hom geken het, nog voor jy bestaan het, dat jy lief gehad. Het is nie die afwesigheid van konflik of moeilikheid nie. Dis God se teenwoordigheid. Dis wat dit doen. Dis wat alles verander. God se teenwoordigheid. Hy is by jou. Hy is in jou. Dis die laaste skrif, Kolossense 1 vers 27 sê. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Christus is in julle. Hy is julle hoop en die Here. Hy doen dit. Hy gryp jou, hy red jou. Hy is die een wat sê, nie een gaan verlore wat die Vader vir my gegee het nie. Dit is in die holte van my hart. Die Here sal jou nie los nie. Vra hom om hierdie openbaring, gedagte, idee, besef te gee van die realiteit van die ding. Dat God, die Here, die Almagtige, sy is in jou. En nie werk nie. Ek weet nie hoe hy dit doen nie. Maar hy is God. Hy sê hy het jou. God. Dis hy. Net hy. Ons bid. Here, U wees bo ons weer. U gedagtes, U planne, U manier van dink is anders as ons sin. En Here, ons kan net met uiterste dankbaarheid na U toe kom en sê, Here, dankie, dankie, dankie vir wie U is, vir hoe U is, en dat U ons lief het, dat U ons gegryp het, en dat U die een is, wat in ons werk om te vul, sowel as om te doen. U is God, U is die Heilige. Here, maak nie saak wat die vyand sê nie, maak nie saak wat die beskuldiging kom nie, maak nie saak wat die slegte tyding opdaag nie, maak nie saak wat gebeur nie. Niks kan verander daaraan dat U ons lief het en in ons is. Niks kan ons skei van die liefde